Ek gaan u nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm hoofstuk 22. Ons gaan vanuit 3 gedeeltes lees, Psalm 22, Maleagi 4 vers 5 en Lukas 1 vers 17. So die woord van die Here voor u oop het, kom ek lees vir ons. Psalm 22 vers 1. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar u antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is u die Heilige, wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou, en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep, en het ontvlug. Op u het hulle vertrou, en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen manning, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry. Hy het mos 'n behaag in hom. Ja, u is dit wat my uit die moeder skoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan u is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is u my God. Wie is nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Net tot sover uit Psalm 22, dan Maleagi 4, vers 5, wat sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Dit is Maleagi 4 en dan Lukas 1 vers 17 wat sê, en hy sal voor hom uitgaan in die gees van die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Net so ver uit die woord van die Here, die voorlesing daarvan. Terwyl ons so sit, kom ons maak ons harte stil en ons buig voor die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Vader, dankie dat ons u woord kan open, daaruit kan lees en weet dat u nou met ons gaan praat. En Here, dit is wat ons wil doen, ons wil luister wat u vir ons wil sê. Ons wil hoor wat u woord vir ons wil kom leer in hierdie aand. En daarvoor, Here, aanbid ons u. Ons wil u naam groot maak. Ons wil u aanbid deur ons samesyn hier as kinders van die Here. En Here, sal u dit neem as 'n offer en 'n lieflike geur voor u aangesig, ons samesyn as kinders van die Here. En Here, ons wil ook om intree vir alle siekes wat in die gemeente is. Ons dink aan Melanie, ons dink aan Tannie Sonja, aan Armand, Here, wat nog daar aansterk in die hospitaal. Here, wil u hom ook kom aanraak en wil u naam verheerlik word daardeur. Here, ons dink ook aan oom Nols. Here, ons dink aan Niels. Ag Here, wil u ingryp, sodat daar 'n getuienis kan kom. Here, sodat die aand van die 25ste waarlik 'n aand van getuienis sal wees. Sal u kom ingryp, sal u aanraak. Ons weet u kan genees. Ja Here, ons wil hierdie hele diens aan u voete kom neerlê en vra dat ons sal rustig wees, dat ons sal aandag gee op u woord en Here, dat u alleen in hierdie aand verheerlik sal word. Amen. Ek hou vir u Psalm 22 vers 2 voor wat die volgende sê, my God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. En na aanleiding van hierdie vers en ook die gedagte en die konteks van Maleagi 4 vers 5 en Lukas 1 vers 17 praat ek met u oor hierdie gedagte, wanneer God stil is. Wanneer God stil is. Steek gou vinnig u hand op, wie weet, wat is die intertestamentêre tydperk? Enige iemand, kweekskoolstudent, hy weet. Enige iemand anders, wie weet wat is die intertestamentêre tydperk? Goed, kom ek verduidelik dit vir julle.
Die intertestamentêre tydperk is die tydperk tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Daar is 'n tydperk wat verloop het tussen die Ou Testament en tussen die Nuwe Testament, tussen Maleagi en tussen Matteus. Daar is 'n tydperk wat daar afgespeel is, wat nie vir ons opgeskryf is in die woord van die Here nie, want daar is 'n rede daarvoor. En die rede daarvoor is, en hierdie tydperk was 400 jaar gewees. 'n 400 jaar tydperk wat verloop het tussen Maleagi en Matteus. En die rede hoekom dit nie vir ons opgeskryf is in die woord van die Here nie, is omdat vir 400 jaar was God stil. Vir 400 jaar het God sy stem weggehou van die Jode af. Vir 400 jaar het God geen profeet opgewek om die woord te verkondig nie. Vir 400 jaar het God sy stem laat swyg voor die aangesig van die Jode. Nou Israel, wat natuurlik geweet het, hoe klink die stem van die Here? Israel wat geweet het en gesien het die dade en die wonders wat God vir hulle gedoen het oor 'n baie lang tydperk, bevind hulle nou in 'n situasie waar vir 400 jaar God nie een woord met hulle gepraat het nie. Nou as ons daaraan moet dink, dan moet ons nogal sê, ek dink dit was baie verskoonde Engels scary gewees. Dat vir 'n lang tydperk het God met hulle gepraat en ewe skielik vir 400 jaar is God doodstil. Ek wonder wat het deur hulle gemoed gegaan dat God nie met hulle gepraat het nie. En hierdie 400 jaar staan ook vir ons bekend as 'n tydperk wat afgespeel het in 'n baie donker geskiedenis van Israel gewees. Daar was in hierdie 400 jaar baie heersers wat oor hulle geheers het. En wanneer ons kyk tussen hierdie intertestamentêre tydperk, hierdie 400 jaar tussen die Ou en die Nuwe Testament, wanneer ons die Ou Testament Maleagi klaar lees en ons begin dadelik met Matteus lees, dan kom ons agter, maar daar het nogals baie dinge verander. Daar het baie dinge gebeur in hierdie 400 jaar wat daar nooit was in die Ou Testament nie. Byvoorbeeld, daar was nuwe sektes en nuwe groepe gewees, naamlik byvoorbeeld die Fariseërs. Hulle was nie daar gewees in die tydperk van Maleagi nie. Die Sadduseërs was nie daar gewees voor hierdie 400 jaar nie. Daar was ander instellings gewees soos byvoorbeeld die sinagoges. Voorheen het hulle net die tempel gehad. Hulle het nie die sinagoges gehad waar hulle in aanbid het nie. Die Sanhedrin was nie daar gewees nie. Die Herodiane was nie daar gewees nie. So in hierdie 400 jaar het daar baie dinge verander. En dit wys ons maar net wat kan gebeur wanneer God vir 400 jaar kan stil word, of wanneer God vir 'n tydperk kan stil word. Want in die oë van God is 400 jaar niks. Maar vir ons is dit nogals 'n geruime tyd. Nou, die rede waarom ons Maleagi 4 vers 5 gelees het is, omdat dit die begin is dan nou van hierdie tydperk. Want God sê daar, dat hierdie tydperk gaan aanbreek of gaan eindig, wanneer Elia weer sal kom. Nou weet ons, Elia het lang voor hierdie tydperk het hy geleef, so hy is alreeds weg. Maar nou hoe is dit dat Elia dan nou gaan terugkom? Dit het ons gelees in Lukas 1 vers 17. Dat hierdie 400 jaar gaan eindig met die geboorte van Johannes die Doper. Daar het hierdie tydperk geëindig. Dat hy deur die gees van Elia sal werk en in die krag van Elia sal hy werk. En ons weet dit het dan ook so gebeur.
So daar het hierdie 400 jaar, dit het by Maleagi 4 vers 5 begin, en dit het geëindig met die geboorte van Johannes die Doper. Nou moet ons by onsself dink, wat van as God vandag sal besluit, dat vir die volgende 400 jaar, gaan hy stil wees. Dat hy vir die volgende 400 jaar geen predikant meer sal roep nie, dat hy vir die volgende 400 jaar geensins meer sy woord sal gee aan 'n persoon nie, en dat die enigste manier van die woord lees en van dit wat die Here gedoen het, sal kom deur die oorlewering van ouers en mense wat hulle voorheen beleef het. Nou moet ons vir onsself dink dat dit beslis 'n tyd van absolute chaos sal wees, wanneer God sy stem heeltemal sal stilmaak in die hart van die mens. Kom ons vra gou die vraag. Weet u hoe lank is 400 jaar? 400 jaar terug, 1616. Weet u wat het toe gebeur? 1616 het Galileo Galilei eers die opmerking gemaak dat die aarde om die son wentel en nie die son om die aarde wentel nie. Dis min of meer 400 jaar terug. Weet u wat het in 1652 gebeur? Toe het Jan van Riebeeck hier aangekom. Dis maar 366 jaar terug. So ons is nog nie eers omtrent 400 jaar hier nie, in Suid-Afrika nie. Dis hoe lang terug 400 jaar is. Weet jy wat het in 1904 gebeur? Toe is Paul Creer oorlede. Enige een van julle hom geken? Nee. Dis te lang terug. Dis 114 jaar terug. Dis 'n lang tydperk, 400 jaar. Nou dink by jouself. As jy nie eers daar was met Jan van Riebeeck en hom gehelp het om sy skip in te bring nie. 400 jaar as God sy stem sal stilmaak. As God vir die volgende 400 jaar sê, ek sal nie meer my stem laat bekend maak in die hart van die mens nie. Wat sal ons doen as dit vandag moet gebeur? Nou ek wil ongelukkig vir u sê, dis reeds aan die gang. Dis al reeds in die hart van die mens dat God stil is. Dis al reeds in die hart van die kind van die Here dat sy stem stil raak in hulle hart. Die Bybel is vol bewyse dat God in 'n individu sy stem stil maak. Job 30 vers 20 sê, ek roep u aan om hulp, maar u antwoord my nie. Ek staan daar en u staar my aan. Geen antwoord vir Job. Daarom kom ons kyk vanaand dan na 3 gedagtes en na die konteks van hierdie gedeelte wanneer God stil is. En 2 redes, hoofredes waarom God stil raak in ons lewe. Eerstens moet ons hierdie gedagte altyd by ons hou wat vir ons eintlik bemoedig en wat ons aan kan vashou wanneer ons deur so 'n tydperk sal gaan, is dat wanneer God stil is, dan is hy nie te ver. Hy is nie ver. Die woord van die Here is weer eens vol wonders, vol dade wat God aan ons en aan die mens bewys het. En baie van hierdie wonders en van hierdie dade het gekom net nadat God eers vir 'n tydperk stil was. Wanneer ons dink aan Dawid byvoorbeeld. Ons sal baie keer hoor en lees as Dawid skryf in die psalms, dan sal ons hoor dat hy sê dat God moenie ver wees van hom nie. Dat God hom nie moet verlaat nie.
dat God hom asseblief nie alleen sal los nie, dat hy hom soek, en dat dit vir hom voel asof God ver is van hom af, deurdat God stil is. Daarom dink hy, maar God het hom verlaat. God is ver van hom af. En meeste van die kere wat hy skryf, het daar iets gebeur of hy is besig om deur 'n beproewingstydperk te gaan. Want ons sal baie keer hoor of lees dat Dawid skryf dat sy vyande is besig om hom te omsingel, dat sy vyande hom wil verwoes, dat sy vyande hom wil doodmaak. Dan vra hy om hulp, dan is daar nie 'n antwoord nie, dan hoor ons niks dadelik nie. Maar 'n paar hoofstukke na dit dan sal ons lees, God het hom gered, God het hom uit die hande van sy vyande uitgehaal. Dit was Dawid 'n voorbeeld, dat God, alhoewel hy soms stil is in sy lewe, beteken dit nie God het hom verlaat nie, beteken dit nie God het hom gelos, dat hy maar moet aangaan nie, maar God het gewag vir die regte oomblik, om weer sy stem te laat hoor. Maar daar is 'n tweede voorbeeld ook, waar God stil was. Markus 15 vers 34 sê, in die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word, my God, waarom het u my verlaat? God was self stil, op daardie oomblik, vir Jesus gewees. Hy was selfs vir sy seun op daardie oomblik stil. En hy vra, waarom is u ver? Waarom het u my gelos? Waarom is ek in hierdie stryd? En nou wanneer ons dink aan die werk en aan die doel van God en dit wat hy gedoen het en ons kyk na die kruiswerk, dan verstaan ons waarom God stil was. Dan verstaan ons dat God stil was omdat sy doel bereik is deur dit wat gebeur het. Daarom het hy nie nodig gehad om iets te sê nie. Maar God het op die regte oomblik, deur die kruiswerk, het hy sy stem groot gemaak en het hy sy stem weer laat hoor. Het jy al agtergekom in jou eie lewe en ervaar wanneer God in jou lewe stil raak, dan voel jy sommer alleen. Dan voel jy asof God nie daar is nie. Dan voel jy asof God ver is. Dan begin jy angstig word en wonder, maar hoekom antwoord God my nie? Waar is hy? Het hy my gelos? Het hy my maar net gelos in hierdie stryd? Waar is hy? Hoekom antwoord hy nie? Het jy al agtergekom, as dit gebeur, dan soek ons dadelik rond en ons kyk rond en ons vra daardie vraag, maar waar is God? Hoekom is hy ver van my af? Veral wanneer ons deur beproewinge gaan en ons beleef hierdie stryd en ons bid en ons bid en ons vra, maar daar kom net nie antwoord nie. Daar kom net nie uitkoms nie. Dan dink ons, God is ver van ons af. Nou wil ek vir u 'n vers gee wat vir ons bewys dat God is nie ver van ons af nie. Hebreërs 13 vers 5 tot 6 sê die volgende, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, want wat sal 'n mens aan my doen? As die Here sê dat hy ons nooit sal verlaat nie, dan sal hy mos nie. As hy dit sê, dan is sy woord mos waarheid. Maar nou hoekom is dit dat God dan stil word? Hoekom is dit dat as die Here sê hy sal ons nie verlaat nie, hoekom raak hy dan stil? Hoekom voel dit vir ons dan asof hy ver is? En nou wil ek 'n Engelse slagspreuk gebruik wat ons baie keer vir ander dinge gebruik, en verskoon my dat ek dit
so noem, maar ek sal nou vir u sê hoekom ek dit noem. Absence makes the heart grow fonder. Hoekom sê ek so? As God die hele tyd daar is, as God die hele tyd spring, as ons sou sê spring, as God die hele tyd elke gebed wat ek dadelik bid beantwoord, as God die hele tyd my sou red dadelik uit my omstandighede en uit my stryd uit, as God die hele tyd daar is, wat dink u gaan gebeur? Ons gaan hom van selfsprekend begin neem. Ons gaan maar net dink, hy is daar, so ek kan hom gebruik, hy sal maar net altyd daar wees. Soos met meeste van al die ander dinge, in 'n tydperk wat ons vandag in leef, waar ons nie vervolg word op so 'n skaal dat ons moet wegkruip of dat ons in geheim moet kerk hou nie. Ek dink Sondag kerk het vanselfsprekend geword. Is maar daar, ons het dit. Selfde gaan met God gebeur. Hy is maar daar. Ons kan op sy knoppie druk. Maar as God stil raak, wat doen ons dan? Dan is ons op ons knieë. Dan soek ons hom. Dan smag ons na hom. Dan vertrou ons op hom. En dis wat God soek. Ek wil met alle respek sê waarom God baie keer stil is. Ons gaan nou kyk na redes hoekom hy stil is. Veral wanneer ons in beproewing is en wanneer hy wil hê ons op hom moet vertrou en hom moet soek, sodat God op die regte tyd die uitkoms sal gee, sodat God op die regte tyd weer sy stem sal laat hoor, wil ek die volgende sê, en ek sê dit met groot respek, God hou van 'n groot entrance. God hou daarvan om te sien dat sy kinders in verwondering staan vir dit wat hy doen. God hou daarvan om te sien dat hy jou asem wegslaan deur die werk en die daad wat hy vir jou gedoen het. Dat ons kan terugstaan en sien deur hierdie omstandighede waarin ek was en gedink het daar is geen uitkoms nie. Waar is die antwoord? Ek gaan kwyn in hierdie omstandighede en ons terugstaan en sien hoe God my verlos het, hoe God my uit hierdie omstandighede gehelp het, dat ons geen anders kan sê en dink dat dit net genade is en dat God 'n groot werk in my lewe gedoen het nie. Dis waarom God in die kind van die Here se lewe stil word. God was vir 400 jaar stil gewees vir die Jode. En die eerste keer toe hy weer sy stem laat hoor, wat het hy gedoen? Hy het die weg gebaan vir die grootste geskenk, die grootste daad wat hy kon doen. En dit is om sy seun te gee. God is stil, sodat hy vir ons iets kan doen op die regte tyd, sodat ons hom daarvoor kan eer, omdat ons ons vertroue en ons geloof en hom nie vanselfsprekend geneem het nie. God is stil, maar tog is hy nie te ver om te hoor en om te luister en om te reageer en om te help nie. Nou gaan ons kyk na twee gedagtes waarom God, en hierdie is sekerlik twee van die hoofredes, daar is baie ander ook, maar hierdie is sekerlik die twee hoofredes waarom God stil is in ons lewe as kind van die Here. Wanneer God stil is, dan staan hy terug vir iets. Sal nou daarna kyk.
En hierdie gedagte vind ons ook deur baie voorbeelde in die woord van die Here. En dit sal gebeur wanneer die mens sy eie weg en sy eie wil doen. Dit sal gebeur wanneer die mens hardkoppig is en wanneer die mens nie onder die gesag van God wil staan nie. Ons sien dit in Saul. Wat het met hom gebeur? Die oomblik toe hy sy eie kop wou volg, toe staan God terug. Kyk wat het met hom gebeur. Ons sien dit in die lewe van Moses. Toe God hom die opdrag gee om die rots net een keer te slaan, toe doen hy dit 2 keer. Wat gebeur toe? God staan terug. En dit het veroorsaak dat Moses nie die beloofde land ingegaan het nie. Ons sien dit in die voorbeeld van Achan. Toe God vir Achan gesê het, moenie van hierdie bangoed neem nie, en Achan sê dat hulle dit moet neem en hulle dit onder mekaar verdeel het die toren van God ontvlam onder Israel, en toe Achan moes oorlog voer teen 'n klein land met die naam van Ai, en Achan sê, stuur maar net 3000 manne en hulle sal Ai oorwin. Wat gebeur? God staan terug, en Israel word op daardie dag verslaan. Josua 7 vers 12, en die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met hulle wees nie, tensy julle die ban onder julle uit verdelg het. God is nie een verdeel nie. God is nie een wat sy autoriteit met jou gaan deel nie. God is God. Hy is die hoogste. Wie kan sy autoriteit bevraagteken? Wie kan sy doel, sy rede bevraagteken? Wie kan hom as God bevraagteken? Wanneer God 'n opdrag gee, dan verwag hy van ons dat dit op die letter uitgevoer sal word. En wat doen ons as mens? Ons is rebels. Ons wil nie onder die gesag van God staan nie. Ons wil nie geregeer word nie. En al wat God dan gaan doen is, hy gaan terugstaan. En hy gaan sê, nou gaan eers aan. Stamp nou jou kop. Kry klaar. En as jy my nodig het, kom dan weer terug. God gaan nie beklei oor dit nie. God is nie een wat met sy een hand op jou lewensstuurwiel staan en jy met die ander een en julle beklei watter rigting om te gaan nie. God gaan los. God gaan sê, nou goed, gaan jou eie rigting in. En ons kan maar kyk elke keer as God moes terugstaan omdat die mens hardkoppig is en hulle eie wil doen. Dan kan ons maar na hulle lewe kyk. Nie kort daarna nie, val hulle. Nie kort daarna, dan maak hulle 'n gemors van hulle lewe nie. God het 'n doel en 'n plan met elke een van ons se lewe. Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou as God, wat alwetend, alomteenwoordig is, as God wat in die toekoms leef, sowel as in die hede en in die verlede, as God weet wat 'n sekond van nou af gaan gebeur, 'n minuut, 'n uur, 'n jaar, 100 jaar van hier af gaan gebeur, en God vir ons die raad wil gee, my kind, gaan hierdie rigting in, my kind, doen dit, ek wil jou raad gee, ek wil jou help. Hoekom sal ons dan wil beklei daarteen? As God weet wat gaan gebeur, as God my hele lewe weet, waarom sal ek wil terugstaan? Waarom sal ek vir God wil sê, man, ek wil self bestuur? As hy weet wat gaan gebeur, as hy ons in die regte rigting wil instuur,
hoekom gaan ons wil uitswaai? Omdat ons hardkoppig is. Omdat ons eie wil volg. Weereens, God is nie een om te deel nie. Dit is of heeltemal oorgegee aan God, of dit is glad nie. Dit is of warm vir God, of jy's koud vir God. God is nie een vir lou water nie. God spieg louheid uit sy mond uit. Dit is of sy weg, of hy gaan dood eenvoudig net terugstaan. En dit is dan wanneer hy terugstaan, wanneer sy stem in ons lewe gaan stil raak. Dit is juist dan wanneer God stil is, as gevolg van ons eie hardkoppigheid, as gevolg van ons eie rebelsheid, as gevolg van dat ons nie onder die gesag en onder die wil van God wil staan nie, dan raak hy stil. Dan ervaar ons stilte. En dan wonder ons, maar hoekom is God stil? Hoekom doen hy? Waarom is hy nie daar nie? Waarom hoor ek niks van hom nie? En onthou, die Gees van God wat in ons woon, gaan sagter word, wanneer ons wil, ons elke keer ons eie wil, ons eie denke, ons eie dinge wil doen. Dit gaan veroorsaak dat God gaan versag, sy stem gaan versag in jou lewe. Onthou, kyk na die konteks. As jy begin wonder waarom is God stil in jou lewe, soos Dominee Jakes altyd sal sê, druk net die pause knoppie bietjie, staan net bietjie terug en kry die konteks van jou eie lewe en jy sal vinnig agterkom, waarom is God stil in jou lewe? As gevolg van my eie ek, my eie wil, is God stil. 'n laaste gedagte. Wanneer God stil is as gevolg van sonde. Sonde is sekerlik die grootste rede waarom God stil raak in jou lewe. Sonde veroorsaak stilte. Hoekom is God stil as daar sonde in jou lewe is? Wel, hiervan is Samson en Israel 'n goeie voorbeeld daarvan. God het vir Samson uitgekies om 'n taak en 'n doel te hê, om as rigter op te staan. Daar was sekere voorwaardes wat hy moes aan gebly het en wat hy moes aan voldoen het en daarby gehou het, en hy kies teen dit en hy kies om dit te verbreek. En toe die Filistyne op Samson is en hy roep, gee God hom nie 'n antwoord nie. Toe sê God niks. Hoeveel keer is Israel, of hoeveel keer het Israel voor God gesondig? Hoeveel keer het Israel voor die oë van die Here gestruikel en in hulle eie weë en bewustelik teen God gesondig, wetende dit wat hulle doen verkeerd is? En as daar stryd kom en as daar mense hulle wil aanval of as iets gebeur en hulle God roep, God stil gebly, daar niks gebeur nie. Is dit nie waarom hulle weggevoer is nie? Is dit nie waarom hulle weggevoer is na Egipte land en toe later na Babylonië toe nie? As gevolg van hulle sonde, en toe hulle God roep om hulle te red, is God stil. Sê God niks. Tot eers later het God hulle uitgehaal. God en sonde loop nie saam nie. God kan nie in die teenwoordigheid van sonde kom nie. Hy deel geensins, glad nie daarin nie. Efesiërs 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Daardie bedroef beteken om
teen die Heilige Gees te sondig. Om bewustelik teen hom te sondig. Sonde veroorsaak dat die Heilige Gees, wat die stem van God is, stil raak, versag in jou lewe. Daarom sê die woord van die Here, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie God wil dien en nog steeds in sonde wil lewe nie. Ek wil nou vir jou sê, jy gaan nie die stem van God hoor nie. Wat is die doel en die doel en die taak van sonde? Wat doen sonde? Sonde se doel en se taak is juis om jou verhouding met God skade aan te rig. En hoe doen hy dit? Deur om God stil te maak in jou eie lewe. U weet sekerlik wat dit beteken as ons sê bewuslike sonde. Bewuslike sonde is wanneer daar direk teen God gekies word. Met ander woorde, dit wat ek nou mee besig is, weet ek, is nie reg in die oë van die Here nie. Dit waarmee ek nou besig is, weet ek dat die woord van die Here my leer dat dit sonde is, en dat God nie dit wil hê nie. Maar nog steeds kies ek om dit te doen, bewuslik, wetende dat dit verkeerd is. Dit is 'n direkte keuse teen God. En dit veroorsaak dat God stil raak in jou lewe. God werk nie oor sonde nie. God werk nie oor sonde nie. Is dit nie vanaand die rede waarom jy nie meer die stem van die Here hoor nie? Is dit nie die rede waarom jy al 'n lang tydperk sukkel om die stem van die Here te hoor? En dat jy jou Bybel lees en jy bid en jy bid en jy lees, maar daar is net geen een wat terugpraat nie, as gevolg van sonde. Ek wil vir u ietsie lees wat iemand geskryf het, wat bewuslike sonde doen. I can't even feel guilty anymore for my sins. It's starting to scare me because before I would cry and fear, now I don't even feel the Spirit agonizing. I feel like I have laughed at God with my sorries and my sins every 5 minutes, that He knows I'm not real and I'm not loyal. Dit is hoe dit werk, vriende, met bewuslike sonde. Die stem van God as kind van die Here sal in jou wees en jy sal dit hoor en jy sal bewuslik sondig teen God. En nie dalk die heel eerste keer wat jy gesondig het of iets gedoen het, gaan God stil word nie. Want die heel eerste keer dan voel jy nog skuldig. Dan voel jy nog, dit wat ek nou gedoen het, ek weet, dit was nie reg nie. Dan sê jy jammer en jy vra verskoning. Dan doen jy dit weer. Vra jy maar weer verskoning, dan doen jy dit weer. Vra jy maar weer verskoning, dan doen jy dit weer. Sodanig so, dat jy later nie meer eers skuldig voel vir dit wat jy doen nie. Dat jou sonde nie meer 'n effek het met jou gemoed en met jou denke en met die Heilige Gees nie. Dat jy later, dat God se stem later so stil raak in jou lewe, dat jy sê, dat jy nie eers meer skuldig voel vir dit wat jy doen nie. Omdat jy maar elke keer, jy sê jammer, 5 minute daarna, dan doen jy dit maar weer. Vir rukkie daarna, dan doen jy dit maar weer. Dan sê jy jammer, dan doen jy dit maar weer, doen jy dit weer. Dit is wat sonde doen. Dit is wat bewuslike sonde doen in die hart van die kind van die Here. Dan sorry en jammer ons. En God weet
daai sorry, daai jammer, is nie reg nie. Jy kan nie met jou een voet in die wêreld wees en dink, jou ander voet is by God nie. Jy sal nie die stem van God hoor nie. Want die geraas van sonde gaan hier in jou oor, hier in jou gedagtes wees. Die geraas wat sonde maak hier in jou gemoed gaan daar wees en jy gaan nie die gefluister van die Heilige Gees in jou lewe hoor nie. Dan is die enigste stem wat jy gaan hoor, jou eie stem van begeerte. Jou eie stem wat jou vlees vir jou gee om te sondig. God verlaat ons nie. God los ons nie alleen nie. Maar verseker gaan God sy gesig wegdraai van sonde af. God gaan nie daarna kyk nie. God wil nie deel aan jou sonde nie. Dink terug aan die Israeliete, ons het dit reeds gesê. Dit nie die rede waarom hulle weggevoer is as gevolg van hulle sonde, dat hulle teen God gesondig het nie, en God het toegelaat dat dit met hulle gebeur, al het hulle, terwyl dit gebeur, gebid en gevra dat die Here hulle moet red. En die Here het nie, want hy het teruggestaan. En God se stem het stil geword, na hulle hulp geroep, en hy het nie gehoor nie, hy het nie met hulle gepraat nie, totdat die Here self later ingegryp het, en gewag het vir die regte oomblik. Is sonde die rede vanaand waarom God nie meer met jou praat nie? Is sonde vanaand die rede dat jy nie meer die stem van die Here hoor in jou lewe nie? Dat jy Bybelstudie doen en jy lees 'n gedeelte en 'n gedagte en daar lewe niks vir jou nie? Jy bid en jy bid en jy bid en jy bid, maar daar is net niks. Sonde. Sonde in jou lewe. Ek sluit af. Daar is verskeie redes waarom God stil is in ons lewe. En sekerlik is hierdie twee gedagtes die twee hoofredes waarom God stil is, as gevolg van my eie wil, as gevolg van my eie rebelsheid en dat ek my eie wil volg, staan God terug, omdat ons nie onder die gesag van God wil kom nie. En as gevolg van sonde in ons lewe, in jou lewe, dat veroorsaak dat God stil is. En wanneer ons agterkom, maar God is stil in ons lewe, dan sal jou konteks van jou lewe vir jou die antwoord gee. Hoekom is God stil? Dan sal jy vinnig agterkom dat ek onder die gesag en onder my eie wil moet uitkom en onder die wil van God moet inkom. En dat ek moet breek met die sonde waarmee jy besig is, sodat jy weer die stem van die Here kan hoor. Wil jy nie vanaand maar eerder soos Dawid wees in Psalm 120 vers 1? Ek roep die Here aan in my benoudheid en hy verhoor my. Omdat ek skoon is voor God en omdat ek onder sy wil is, onder sy gesag staan en omdat ek die duidelike stem van God ervaar in my lewe. Moenie dat God stil raak in jou lewe nie. Moenie dat jy 'n stilte in jou lewe beleef, dat God moet terugstaan, sodat jy eers jou kop stamp en eers daarna by hom wil uitkom. Moenie dat sonde jou keer om die stem van die Here te hoor nie, breek daarmee. Wanneer ons kyk na die omgewing, wanneer ons kyk na die land en die wêreld, dan was God se stem al vir 'n hele ruk terug stil.
Die mense hoor nie meer die stem van die Here nie. Omdat God terugstaan. Omdat daar sonde is in die mense se lewe. En omdat mense nie onder die gesag van God wil leef nie. Amen. Hemelse Vader, vir 400 jaar was U stil gewees vir die Jode. Vir 400 jaar het U geen profeet opgewek om U woord te verkondig aan hulle nie. Al wat hulle kon doen was deur die oorlewering van die vorige geslagte. Vir 'n volk wat die stem van God geken het, vir 'n volk wat geweet het hoe God werk en dit wat hy vir hulle gedoen het, om vir 400 jaar stil te wees, sodat hulle kan weet, God kom nie vanselfsprekend nie. Here, hoe lank al is U al stil vandag? Hoe lank het U al U stem gelaat wyk van die hart van die mens? Dat die mense nie meer U stem hoor nie. Here, hoe moet ons leef? Hoe moet ons wandel as ons nie U stem het nie? Ons sal vergaan, Here. Ons sal vergaan. Daarom pleit ons, Here, wetend dat U nie ver is nie. Dat U tog ons gebede sal beantwoord, dat U sal ingryp en dat U stem weer hoorbaar sal word in elke een se lewe. Ons vra dit, Here, net deur genade. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons met die lied. Ek is Uwe Heer, het U stem gehoor, van die liefde meld dit my, en ek strewe reeds deur geloof omhoog om steeds naby aan U te bly. Kom ons staan en ons sing die lied. Ek is Uwe Heer, het U stem gehoor, van die liefde meld dit my, en ek strewe reeds deur geloof omhoog, om steeds naby U te bly. Trek my nader, 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 liebre Heer, deur die kruisdood ook vir my. Trek my nader, 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 liebre Heer, na U eens deurboorde sy. Sonder my nou af tot U diens, o Heer, deur die krag van U genade. As my wil aan U oorgegewe bly, sal dit heerlik vrugte dra. Trek my nader, 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 liebre Heer, deur die kruisdood ook vir my. Trek my nader, 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 liebre Heer, na U eens deurboorde sy. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen. Amen.